Goeiemôre en baie welkom by ons. Hierdie liedjie wat nou gespeel het, is vir my so mooi. Counting Your Blessings. En dit is iets wat mens partykeer so bietjie oorsien. Om te dink aan elke liewe dingetjie wat jy het. Die genade wat die Here oor jou lewe het. So kom ons sit 'n smile op ons gesig. Want ons is bly, né? Ons is so bevoorreg om te hê wat ons het. En ek gaan nou vir ons bid en dan gaan ons lekker saam sing. Ons maak toe ons oop. Dankie Hemelse Vader vir hierdie ongelooflike voorreg om vanoggend vir U 'n lofsang te bring. Dankie Here dat elkeen van ons hier in verhouding met U staan. Vader, ek bid dat U ontvang die lofprys wat ons vir U bring, Here. Ons het nie eers genoeg om vir U te gee nie vir alles wat U vir ons gedoen het nie, Here, maar ons kan sing. En ons kan die naam groot maak, Vader. Ek bid dat U ons diens asseblief sal seën vandag en dat die woorde op vrugbare grond sal val. En ek bid, Vader, dat die oes sal inkom. En ek bid dat die mense wat gelei voel om deel te wees van daai oes en verspreiding, Vader, dat hulle sal opstaan in hierdie gemeenskap. Dankie Here vir U seën en U oorvloed. Amen. Kom ons staan. Jesus, U alleen is waardig. Aan U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig. Aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die Redder van die wêreld het gekom. Vergewe, al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding sien. Jesus, U alleen is waardig, aan U alleen kom toe al die eer, al die krag, al die majesteit. Jesus, U alleen is heilig, aan U alleen kom toe al die lof, al die mag, al die heerlikheid. Daar is geen ander naam as Jesus. Daar is geen mooier naam as Jesus. Laat die hele aarde juig, want die Redder van die wêreld het gekom. Verhewe, al staan die koning van die heelal wat weer terug gaan kom. Elke nasie, elke volk, jou redding sien. Deur die hele skepping klink
Here van die heiliges, U wat was en U wat is, ek sal sing. Ja, ek sal sing. Die liefde sal vir ewig staan, die liefde sal ook my kom al, ek sal sing. Ja, ek sal sing. En die gees en die bruid roep uit, ons wag, ons mag, ons verlang na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus kom, vir die bruid, vir hierdie mens wat voor U staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom, toch gauw kom. Here van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd, ek sal sing, ja ek sal sing. Die liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom, die nag verdwyn, ek sal sing, ja ek sal sing. En die gees en die bruid roep uit, ons wag, ons mag, ons verlang na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus kom, vir die bruid, vir hierdie mens wat voor U staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom, toch gauw kom. Jesus kom, vir die bruid, vir hierdie mens wat voor U staan. Kom, Heilige Gees, en reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus kom, Jesus kom, Jesus kom, toch gauw kom. And I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. I stand amazed, and I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean.
song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrow, and made them His very own, and He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. So we're singing, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. And with the ransomed in glory, His face I at last shall see, and it will be my joy through the ages to sing of His love for me. We're singing, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. We're singing, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. And for the life that has been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, and forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, amen.
from the rising to the setting sun. His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, and forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever and ever, amen. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. En hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. En hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. En hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. And I've searched the world, but it couldn't fill me. A man's empty praise and treasures that fade are never enough. Then you came along and put
put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. And I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you, no, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. No, there's nothing better than you, Lord. There's nothing, nothing is better than you. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace can find me again. Ek voel die Here sê vir iemand vandag, dat dit maak nie saak waar jy is in jou lewe nou nie, al voel jy in 'n gat of op 'n verkeerde pad. Daar is nêrens waar die Here jou nie weer kan gaan uithaal nie. Nêrens eers is dit onmoontlik vir die Here om te doen wat hy doen elke dag nie. Geliefdes, kom ons bid saam, ons vra die Here se seëne vanoggend. Vader, u genade is dit wat ons verstand te bowe gaan. Here, hoe u nog met ons kan omstaan in ons ongehoorsaamheid en ons onwilligheid om u woord te doen, u wil te doen, Here. Maar hier kom staan ons weer, Vader, soos skape wat net een herder het, en ons vra dat u ons sal verenig onder die woord en die gesindheid van die Heilige Gees nou in ons werk om waarlik ligdraers te wees in hierdie tyd vlak waarin ons leef, Here, veral hier in die einde, wanneer ons almal moeg is en sommer net oorlaai is, en ek vra, Here, u genade vir elkeen van ons, en die situasies wat opgesluit is in elkeen van ons binnekamers, en hier binne in ons harte, Here, u is ook daar die lig, die uitweg en die sout wat nodig is, om hierdie wonde te genees, en ons kom eer u net in elke opsig, u is volkome God, in Jesus naam, amen. Amen.
Goed, die kinders gaan allemaal hier na die kombuis toe, na hierdie klasie toe aan die linkerkant, baie dankie. En al die groot kinders, baie welkom aan ons besoekers. Lekker om julle te sien. Dis lekker somer hier in Vredendal. Nee? Kan jy glo? Goed. Allemaal rustig, allemaal ingesettel. Interessante preekthema vanoggend. So uit die Here se mond uit, asof hy vra, jy weet, het jy my nog lief? Het jy my nog lief? Ek is by die manne gewees daar by Ines in Traval, met ons oggendgebed saam met die manne daar. En my vraag was aan die ouens baie eenvoudig gewees, jy weet, kan ek offers aan die Here bring, sonder om onder sy gesag te staan? En die antwoord is eenvoudig, ja. Kan ek offers bring aan die Here, sonder om my hart voor hom te buig? Ja, jy kan. Is dit vir die Here aanneemlik? Nee. Wat beteken dit as ek sê ek het die Here lief? Jy weet? Wat dink jy beteken dit? As jy nou kyk, ons gaan gou skerm deel, Davie, kan jy gou saam met my net werk hier, so dat ons nie die skrif letterlik teen die muur kry. Hier is hierdie profeet van die Here, en hierdie volk het 'n ewige vrees vir hom. En die rede daarvoor is wanneer hy sy mond oopmaak, praat hy die woorde van God, direk uit God se hart uit. En daag hy op, en hy sê vir Saul die volgende, hy sê vir hom, sy naam is Samuel, hy sê, Saul, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as 'n slagoffer, om te luister, beter as die vet van ramme. Luister, ek het nou al in die lewe gesien, is nou so tong in die kies, maar as jy nie gehoorsaam is nie, dan word jy die slagoffer. Daar is soveel goed wat die Here vir ons gee, in sy woord, ter bevestiging van sy liefde en sy wil. En nou hoor ek baie keer mense wat vra, luister, hoe klink die stem van die Here? En dan, as jy bietjie verder in die gesprek aangaan, dan sal jy agterkom, luister, hoekom hulle dit vra is, hulle het 'n groot besluit om te neem. Dan sal ek vra, hoe het hy van tevore vir jou geklink? Want in die klein goedjies moes jy al sy stem gehoor het. En omdat jy nie gedoen het, of geluister het in die klein goedjies nie, kom jy nou vir 'n groot ding te staan, en jy het nou amper onsekerheid in jou hart, oor hoe klink die stem van die Here. So hou tog so in gedagte, dat het moontlik is om hier elke Sondag te sit, of selfs nie eens die moeite te doen om te kom nie. Omdat jy dalk ander prioriteite het, ander belange het. Nee? Want ek bedoel, jy het 'n bietjie me time nodig. Die Here moet dan dit ook verstaan. Okay? So, kom ons kyk gou net die woord van die Here, en dan laat ons die woord ons oortuig. Weet jy wat? Ek het iets geleer van die evangelie. In my lewe, as dit my nie offend nie, en jy gaan vanoggend 'n paar goed hoor wat jy gaan aanstoot gee, hoor. Maar dit het my eerste offend, so ek is daarom al deur hierdie eerste ronde, toe ek het voorberei het. Maar ek wil hê jy moet saam met my lees in die volgende teks, in hierdie gemeente, in Openbaring. En ons is in vers 4, en luister gou, hoe klink dit? Die volgende begin so, kom ek kry net die vertaling wat ek hier in my notas het. Ons net saam met dieselfde stuk uitwerk. Goed. Maar ek het dit teen julle, sê die Here. Julle het my nie meer so lief, soos aan die begin nie. Kan julle daar sien? Daai gedeelte wat geonderstreep is.
kan dit vir jou highlight ook, dat jy dit mooi kan sien. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos aan die begin nie. Nou kyk gou vers 5, lees gou saam met my. Nou sê Jesus vir hulle, onthou, hy staan nou die een met 4 vlamme in sy oë, Johannes slaan hierdie situasie nou gade in die hemel, en dan staan daar, Jesus wat sê, dink daaraan, hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Dit sê hy nou vir 'n gemeente wat uiters excellent goeders doen. Hulle het bedieninge, hulle dien die Here, hulle gee offers, hulle offer hulle lewe op, maar hulle het nie die Here lief nie, sê hy. Hy sê, dit het ek teen julle. Hy sê, dis nie dieselfde span wat begin het, toe ons begin het nie. Bekeer julle, en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Nou sê hy, hoekom? Anders sal ek julle, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe, en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Wat beteken dit? Die lamp is die invloed wat jy het in die area of sfeer van jou lewe. En liefde vir die Here gee daai invloed. Liefde oor die algemeen gee invloed. Daar staan so mooi in die woord, was dit nie vir sy liefde nie, het ons nie tot bekering gekom nie. His loving kindness lead us to repentance. Dink gou in 'n verhouding met jy en jou vrou, of jy en jou ou, of jy en jou meisie, of jy en jou ouers. Liefde gee invloed in 'n sekere sfeer van jou lewe. En Jesus waarsku, as jy jou prioriteite nie reg kry nie, met ander woorde, jou liefde nie weer in plek het waar dit was aan die begin nie. Want nou is dit lippetaal. Jy fasiliteer nou 'n verhouding. Daar's niks reël in dit waarmee jy besig is nie. Die liefde ontbreek. Dis 'n ooreenkoms. En vandag sien ek baie huwelike wat so werk. Jy het nie meer 'n liefde vir dit waarmee jy betrokke is, of in dit waarvoor jy betrokke is. Jou passie is weg. En dan gaan die gedeelte aan, en ek wil 'n ander gedeelte ook hierby intrek, want dit het so van toepassing, ek gaan baie teks aanhaal vandag. So dis alles goed en wel. Bly jy maar net by my, maak maar notas as jy notaboekie het. Jesus wat nou die menigte sien hierso, en hy sê, toe hy die menigte gesien het, hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Sien julle dit daar? Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Die Engels staan, he was moved with compassion. Hierdie skape wat daar staan, moeg, hulle het nie 'n herder nie. Nou, dis nie eintlik die waarheid nie. Wel, ek gaan nie sê Jesus jok nie, maar ek gaan vir die volgende sê, iewers herder iets jou. My ouma sou gesê het, wat jaag jou? Waarheen is jy op pad? Jy weet, 'n skaap raak net moeg en hy dwaal af, omdat hy nie weet waar hy nou op pad is nie, of hy hoor nie die herder se stem nie. Inteendeel, hy is nie eens naby die herder nie. En hy sê, hoe hartseer is dit nie? Jy al hier langs die pad gery, en dan sien jy die skape staan. En dan wonder jy, jong, wie kyk nou na hierdie goed wat hier staan? So maklik vir 'n ou om hier te stop en gou 'n skaapie op te laai. Nee, wie beskerm nou vir hulle? En ek dink as ek baie keer kyk na gelowiges, wat so dan en wan, jy weet, 'n liefde vir die Here het, of tot, jy weet, kragtig tot bekering gekom het, maar nou is hulle besig om, ek weet nie wat nie, te maak die pas, of, ons gaan nou deur die gedeeltes werk, wat Jesus hier sê, maar, Jesus wat in Openbaring 2 die ouens aanmoedig, in 'n gesprek met hulle, sê vir hulle, en hy deel met hulle die goed wat hulle doen, is goed, nee, kom ons kyk het geweer na daai gedeelte, ek wil dit gou weer vir julle wys. Openbaring 2 vers 4, kyk gou hier. Kyk gou hier. Hy sê hierso, hy sê, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle, onvermoeide arbeid. Dis nie ouens wat op hulle hande sit nie. Julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Jy weet wat die ding van gelowiges deesdae in die kerk is, die probleem dit. Hulle het 'n groter haat vir dit wat sleg is, as 'n liefde vir dit wat goed is. Of kom ek stel dit so? Ons haat al die goed wat Jesus haat, maar ons het hom nie regtig lief nie.
Ek kan vir jou al die goed sê wat nie reg is nie, wat die woord sê, maar ek doen dit self nie. Hier staan ek. En die lekker ding van gemeente, of die ding wat gemeente is, 'n rol is eintlik in 'n gemeenskap of samelewing is een alleen by die huis, kan ek maklik fout maak, en niemand gaan dit sien nie, of ek raak baie gou moedeloos. Maar wanneer ons saamkom in 'n byeenkoms soos hierdie, dan is ons veronderstel om mekaar te bemoedig, en vir mekaar te sê, luister, ek sien jy kry swaar, of luister, vertel vir my, hoe het jy hierdie ding gewen in jou hart? Of ek verstaan, nou die dag het jy deur 'n krisis gegaan, hoe het jy dit gemaak? Maar hy sê hierso, hy sê, die feit is, jy weet, julle haat wat sleg is. Hy sê, julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. So jy kry professionele Christene, wat vir jou sê, hierdie leiding is uit die put van die hel, wonderlik, nou wat nou? Of hierdie ding, of dis die doop, en dis die dit, en dis die dat, en dis die sis, en dis die so, en dis net hierdie kerk, wat ons werk deur hierdie tekste so, en dis dit, en dis, Jesus sê, wag 'n bietjie, los hy goed, het jy my nog lief? Sê, waar staan ek en jy met mekaar? Ja, Here, sê Petrus, ek het jy lief. In die oomblik opdaag, dis makliker om vir die Here dood te gaan as vir hom te lewe. Baie makliker. Baie makliker om vir my vrou te sterf as om vir haar te leef. Dis baie makliker om te sê, wie wat, ek sal doodgaan vir jou, maar weet jy wat, ek kan nie pornografie los vir jou nie. Of ek kan nie my drank los vir jou nie. Of jy weet, my tyd is maar my tyd, jong. Ek is baie jaloers op hierdie tydjie van my. Dit is baie moeiliker om vir my vrou, vir die mense om my, vir my kinders, en my kinders vir my te leef, as om vir hulle te sterf. Dis maklik. En jy weet wat Petrus gesê het, hy sê vir die Here, ek sal doodgaan vir u. En hy was bereid ook, toe hy sy swaard trek, toe sê, wow, Petrus, hierdie is die easy way out. Kap hy om Malga se oor af. Ja, hy het geoordeel. Sê nee, kap hy sy oor af. Sê die Here, wow, hierdie is die maklike deel. Sit terug. Die toets gaan kom. Daar is hierdie skrif wat Jesus deel. En hy sê, luister, 'n wyse man bou sy huis op die rots. En dan praat hy van die ander wat op die sand bou. Nou, die vraag sal dan wees is, hoekom bou hy hom op die rots? Jy weet, die kerk van Jesus sal sê, want dit is die enigste standvastige fondament. Die ander ons sal sê, dis net die regte ding om te doen om op 'n rots te bou. So die vraag is dan, bou jy dit op Jesus? As Jesus vir Petrus sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou, bedoel hy nie op Petrus nie, want mense is feilbaar. As jy dit nog nie agtergekom het nie, dan is jy moontlik 26, en jy sal nog ouer word, en jy sal nog die waarheid leer. Mense is alle mense is feilbaar. Is dit nog nie gebeur dat iemand jou teleurgestel het nie, dan jy nog net nie oud genoeg nie. So hy sê vir Petrus, op hierdie openbaring, dat Christus die Here is, want hy sê, Simon Bar-Jona, vlees en bloed het dit jou nie aan openbaar nie, maar my Vader in die hemel, toe hy sê, U is Jesus Christus, die Seun van God. Op die openbaring dat Jesus jou Here is, kan jy jou huis bou, jou lewe baseer. Maar as hy nie jou Here is nie, dan kan jy dit op allerlei ander rotse bou. En hoekom is dit nodig om dit op 'n rots te bou? Want weet jy wat, die skrif sê so mooi, die storm sal kom. Hy het ook gekom. Vir elkeen van ons is daar 'n storm op pad. Die grootste ding wat ek wil verloor in 'n storm, is die invloed wat ek het in mense se lewens om my en by my. Ek weet, ek dink ouers verstaan hierdie net so goed. Veral as jy 'n tienerseun of 'n dogter het, of dalk beide het, dan is die belangrike ding om die heeltyd vir hulle hart te beklei. Want die wêreld het 'n sekere invloed. Jy stoei vir 'n invloed. Is dit liefde wat 'n weg maak na jou kind se hart toe?
Dis wat Jesus sê. Hy sê die enigste verskil tussen julle en die res van die wêreld is die liefde vir my. Kyk hierdie teks. 1 Johannes 5. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is 'n kind van God. En elkeen wat vir die Vader lief het ook die ander lief wat die kinders van die Vader is. Okay? Interessant, vers 2. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het. Met ander woorde, dat ons nou mekaar lief het. Hoe weet ek, jy het my lief? En hoe weet jy, hoe weet ek, jy het my lief? En hoe weet jy, ek het jou lief? Dis maklik, die woord sê so. Hy sê, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. As jy leef soos jy wil, en jy is deel van die uitgeroepenis, die eklesia van God, sy uitgeroepte, ons praat vandag van kerk, as jy deel is van die liggaam van God, vandag, en jy het jou hand opgesteek, en jy sê, Here, ek wil 'n disipel wees, is die mooiste en die mooiste liefdesdaad wat jy kan hê, is om die Here se gebooie te onderhou, want jy is 'n voorbeeld vir my. Hoe leer mens visvang? Of hengel, seker nou die beter woord. Jy kyk presies hoe doen die ou langs jou dit. Ek moet nou weer kyk, want ek het dit lanklaas gedoen. Maar dis nou van wurmpie aansit af, daar op die hoek. Ek vra gewoonlik iemand om dit te doen, want dan is die hoek in my vinger, dan sit ek troebel met die besigheid. Maar nou moet ek kyk, nou sê hy die ou vir my, hou die ding so vas, en gooi hom nou so in, ek het so 'n jippie wat ek bysit, dit werkte blykbaar nie so, hulle sê, toeps, land hy ook sommer net hier voor my. En vra hulle, wat gaan jy nou, sê ek sommer die klein visies wat hier voor is. Maar ek moet letterlik sien hoe 'n ander ou vis vang, voordat ek kan leer om vis te vang. Die ander dinge vandag se tyd is maar so lekker, jy kan YouTube ook, so jy kan daar met jou vis ook langs die viswater sit en gou YouTube, hoe cast jy? Maar dis die invloed in ons lewe vandag, mense. Hoe dien ek die Here? Wel, Paulus sê, volg my. Kyk hoe ek het doen. Volg my, dan sal jy sien hoe om die Here te dien. Nou my hart eis eintlik vandag as ek daaraan dink. Kan ons vir mekaar nog steeds in die oë kyk en sê, luister, okay. Ek weet nie alles nie. Ek het nie al die wysheid in pag nie. Die tekste ken ek nie uit my kop uit nie, maar weet jy wat? 1, ek het die Here lief. Kan jy dit sien in my lewe? En 2 is, ek gaan jou leer om die Here te dien. Volg net vir my. Doe net wat ons doen. Praat soos ek praat, hanteer jou vrou soos ek myne hanteer. En dit doen ons in hierdie verband, eklesia. Die kerk is nie veronderstel om 'n byeenkoms te wees nie. Of 'n sosiale klub te wees nie. Of 'n motiveringsgroep te wees nie. En weet jy wat? Miskien is ek dalk skuldig in daai opsig, dat ek vir ons hierso lekker motiveer op 'n Sondag, en dan Maandag gaan ons uit, en dan het ons 'n nice storie, en 'n lekker toepassing wat by die storie werk, maar miskien moet ons kom by Sondag soos hierdie, waar ons vir mekaar sê, is ons nog op die pad? Het ons nog die Here lief? Eklesia is 'n geestelike vergadering van 'n gemeenskap van gelowiges, wat geroep is om God te aanbid. Hy sê, ek weet alles wat julle doen. Jesus sê, die probleem met julle is, julle het 'n groter passie vir wat julle haat, as vir wie julle lief het. Ek haat dit, en ek haat dit as mense dit doen, en ek haat dit regtig, dis wonderlik. Hy sê, kind sommer sien, julle is uitblinkers daarin. Hy sê, maar julle het my nie lief nie. Nie soos julle my lief gehad het nie. Wanneer is jou siel in die moeilikheid? Ek moes hieroor 'n bietjie nadink. My siel, my emosies, my verstand is hierdie sentra in my kop, né? Waar ek die besluite maak. My siel is in die moeilikheid wanneer wat jy haat meer aandag kry as wat jy lief het. Hoeveel tyd spandeer jy met die Here? Julle gaan nou 'n interessante ding kyk. Of julle so 'n videoetjie speel waar hierdie ou sê, luister, hy het so 'n glasbak en dan gooi 'n klomp klippe daarin,
wat nou al die aktiwiteite is, want ons het toch so baie, en ons kinders is besig, en ek verstaan, is einde van die jaar en dies meer, en sy kerk is 'n bietjie groter klip, en hy sit dan bo op, en dan sit nog bybelees en bid is ook 'n ander klip, en dan sit hy Jesus heel bo op, en dan pas dit nie in, en dan, wat ons moes nou maak is, ons haal net Jesus uit. Jy vat nie die wit klip en jy sit hom een kant neer, want as ek kan bybelees en bid, dan is ek dan close, of ek post net so nou en dan 'n ding op Facebook. Voel ek dan, jy weet, ek is daarom beter, as die normale ou. En toe straik het my. As my gym gelyk het, soos my geestelike lewe, dan het ek nou hier gestaan soos 'n wintermuskiet. Wat as jou besigheid gelyk het soos jou geestelike lewe? Met ander woorde, dieselfde tyd, dieselfde energie, dieselfde passie wat jy in jou geestelike lewe insit, sit jy in jou besigheid in. Hoe sal jou besigheid gelyk het? Ook maar swak en dinge. Wat is jou huwelik? Hey, as jou huwelik jou geestelike lewe reflekteer, hoe sou dit lyk? Die tyd wat jy met die Here spandeer, as jy sê, luister gou, kyk maar net hoe lyk ons huwelik, dis hoe my tyd met die Here lyk. Hoe kan ek vir Jesus wys dat ek hom lief het? Hier gaan 'n klomp ouens in werke. Al wat ek moet doen is, ek moet net harder probeer. En daar wil ek jou sommer nou stop. So Jesus self vertel 'n storie, 'n amazing storie, wat ek vanoggend met jou wil deel. Vanoggend is 'n kort preekie. Is nie hier om jou te voed nie. Is hier om te sê, ouens, ons is hier en die Here is op pad hierheen. We all over the place. As jy die Here lief het, dan is hy jou prioriteit. Ek preek nou vir myself, as ek dit vir jou sê vanoggend. Die Here is nie meer vir ons 'n prioriteit nie. Ons het nie meer tyd vir hom nie. Kyk hoe lyk julle stoele hierso. Daar is ouens met goeie verskonings, ek verstaan dit. Present company excluded. Maar hoor wat ek vir jou sê. En ons weet nie hoe lank het ons hier nie. En wat die rol is wat jy moet hê nie. Vertolk nie. Kom ek lees net vir jou 'n gedeeltetjie, saam met jou net te lees. Net vir jou te sê wat gaan nie aan. Julle ken hierdie gedeelte baie goed. Ok, dis dalk 'n ander gedeelte. Ek wil by Lukas 15 uitkom, dis waar ek wil wees. Julle ken dit as die verlore seun. Daar is 'n man wat 2 seuns gehad het. Kan julle dit sien? Ek wil daai gedeelte skiep, maar ek wil tot by vers 20 kom. Maar kom ons lees maar die hele gedeelte van bo af te. Sorry julle. Daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Okay, so daar's 'n jong seun en 'n ouer seun. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na die land toe vertrek. Okay. En nadat hy alles deurgebring het, daar is nie kwaai hongersnood in daardie tyd toe hy in daardie land gekom het, het hy ook begin gebrek ly. So vir hom het die storm gekom. Okay. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly. En die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon honger stil met die pele van die varke, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Ons is bereid om enigiets op te eet, nadat ek niks meer oor het nie. Toe hy hom tot inkeer kom, sê hy, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oorgenoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe terugkeer, en vir hom sê, pa, ek het teen God en pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Kan julle dit sien daar? So die eerste gedeelte moet jy gou sien. Hierdie ou is in die wêreld in. Dis fenomenaal, want hy het nog 'n bietjie iets. Hy het nog 'n geldjie oor, hy het nog 'n jeug aan sy kant. Hy is al tussen die goedjies wat regtig nou vir hom saak maak. Die prioriteite in sy lewe is nou pelle, 'n bietjie drink, nie bietjie drink nie, baie drink en 'n lekker tyd. Dis sy prioriteit nou.
kan jy sien, sy prioriteit is nie nou om by die plaas te wees, of by sy ander broer te wees, of deel van die plaasgebeure te wees nie, dis boring. Men, gee my goed, dat ek kan gaan maak wat ek wil. Jeug is nog aan sy kant. En jy het sogenaamde vriende daar waar jy nou nog is in die wêreld, nee? En net daar, besef jy, maar daar is eintlik net een wat vir jou omgee. Hy sê my pa. Jy, so wonderlik is dit nie om nog 'n pa te hê nie. 'n Pa wat uitkyk en bid en hoop en die Here regtig dien. En luister, en hoe wag hierdie aarde nie vir manne wat opstaan om paas te wees nie. Nie net biologiese paas nie, daar's genoeg van hulle. Ek bedoel aanwesige paas wat uitkyk vir die seuns van hierdie aarde. Geestelike paas. Hier's genoeg enkellopende vrouens en nie genoeg geestelike paas nie. En dan sê hy, ek gaan sonder versuim na my pa se huis toe terugkeer. Daar het die slawe daarom nog iets gekry. En die hartseerste van hierdie gedeelte, tot daar by vers 24, is interessant, toe dit met hom hondsleg gaan, daar tussen die varke, want dis waar jy is op die oomblik, as jy regtig down and out is, en jy voel, jy het nie die Here lief soos jy hom gehad het aan die begin nie. Want dis die vraag, hoe gaan ek nou begin om die Here weer lief te hê? Wel die ding is nou, hy sit tussen die varke, hoe gaan hy nou weer by sy pa uitkom? Hoe gaan hy hierdie verhouding nou regmaak? Hy het nou 'n draai gaan stap in die wêreld. En die raad wat ek hom sal gee is van hierdie kant af om te sê, luister, moenie net harder probeer nie, werk nou harder daar by die varkhok, jy by jouself nou opwerk. Ja? Jy sien, as jy nou net 'n bietjie verder werk, dan is jy letter 'n varkvoorman. En 'n varkvoorman is amper soos 'n varkman, of 'n vakman. Dis heel iets anders. Dis 'n ander vark. Maar werk jouself net op, doen net 'n bietjie harder, doen net 'n bietjie meer moeite, doen net 'n bietjie dit, jy weet, byt nou net 'n bietjie vas, man, dis wat ons vir onsself sê, jy's in hierdie varkhok op die oomblik. Weet, nie die feit dat jy nou nie jou klere vol merke is nie, jy nie ryk soos vark nie, maar jy is besig om honger te ly. Waar is jou vriende nou? Jy is gestroop en jou jeug is besig om uit te loop. En in die hartseerste van alles, kom hy by sy huis terug en dan gee sy pa vir hom, hy roep die werksmense, hy sê, maak gou, bring klere, die beste van, trek het vir hom aan, sit vir hom 'n ring in sy vingers, status kry weer, trek vir hom skoene aan, en hy kus hom ook, en wens hom welkom uit, as hy terugkom. Gee hom die vetgemaakte kalf. En dan is die ander ou boet, vir my die hartseerste van die storie is die volgende. Hoekom het sy boetie wat ouer was, nie na hom toe gegaan en vir hom gesê, kyk gou, waarmee is jy besig? Waartoe is jy op pad? Wat maak jy? Jy gaan wat maak? Maar weet jy hoekom? Ek gee julle dit nou sê, dis 'n geheim, moet vir niemand dit vertel nie. Ou boet was ook besig met sy eie ding gewees. Dis die hartseerste van alles. Ons sit in 'n gemeenskap van heiliges. Ons haat alles wat God haat. Party van ons is nou in 'n paar vars feeste in en 'n paar ander interessante goeders wat ons nog by doen ook en sê die Here, man, ek stel nie aan dit belang nie, en wees net gehoorsaam. Maar ek is so besig om te veg vir my bietjie dit wat ek het daar by my pa, my teenwoordigheid by die Here, ek sien nie die ander ouens wat pad gevat het nie. Kan nie eens die moeite doen om na hom toe te gaan en te sê, luister gou, nee man, hoekom dink jy so, hoekom haal jy dit daar? Dis liefdeloos. Ou boet staan daar by pa en hy dink hy's op selfregverdiging daar, jy weet, hy's aan hier want hy hoort hier te wees en hy het sy kant gebring, hy op die genade van sy pa besit alles. Liefdelose eie geregtigheid wat veroorsaak en skeiding bring tussen hierdie jongste seun en die vader. En hoor na my hart vanoggend. Ek is baie keer bang, as die ou boetas, nie net van hierdie gemeente nie, maar van families, ek praat nou weg van gemeenteverband af, na die jonges toe gaan, die ouens wat nou net by die Here uitgekom het, of nou net die Here begin dien het, en sien, hier loop 'n ding nou nie lekker nie. Gaan jy nou daar uit toe, en jy praat hom aan, dan trek hy vir homself nou daar by mekaar.
En luister, dis hoekom ou boet nie meer worry nie. En vir al die ou boetas wil ek vanoggend sê, dis verkeerd. Ek en jy het 'n plig om na hierdie manne toe te gaan en te sê, hey, sê gou vir my, waar is jy? Wat is belangriker as dit wat ons gekommit het om saam te doen? Hierdie ou vies om so, die ou boet is so kwaad vir hierdie besigheid, ons weet nie wat verder gebeur nie, maar hy mis die feesmaal, terwyl die pa hierdie jong boet, hy sê so mooi, hy sê, jy was dood gewees, maar nou lewe jy weer. En die ou boet is op die plaas, hy besit alles, maar sy poverty mindset sê vir hom, hy het nog nooit niks gehad nie. Hy sê vir sy pa ook so. Hy sê, ek het nog nooit niks gehad nie, niemand het eers 'n bokkie vir my gaar gemaak nie. En ek wil amper vir jou sê, die land is waar hy is vandag, omdat ons prioriteite verkeerd is. As jy verstaan wie jy in die Here is, as jy regtig die Here lief het, soos wat jy was, ek dink gou die dag toe jy tot bekering gekom het. Kan jy onthou daai dag? Daai dag wat, jy kon nie genoeg oor die Here praat nie, jy was in die Bybel gewees, niemand het jou nodig gehad om te sê, hoor ek check het gou op by jou, het jy al 'n bietjie Bybel gelees nie? Wat deel die Here nou met jou deesdae nie? Vir Israel was dit hulle sou dit nie verstaan het as jy vir hulle sê, luister, jou geestelike lewe is een ding en jou privaat lewe is 'n ander ding nie. Daar was nie so 'n ding nie. Christus het sentraal gestaan in hulle bestaan. En hulle het hom gemis. Nou is ek en jy besig om 2 lewens te lei. Ek en jy is besig om kerk en werk en plesier en alles te deel. As jy vergeet het, waarin is jy deel van, wil ek gou vinnig vir jou sê. Efesiërs 2 vers 1 tot 5 sê, hy het ons lewend gemaak, wat dood was deur ons misdade en sondes, waarin ons lang tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag en die lig. So, die kort van die ding is, ek en jy was dood gewees vir God. Ek en jy het geen toekoms gehad nie. Kolossense 2 vers 13, wat sê, en julle, wat dood was in julle misdade en onbesnydenheid van vlees, dan oor jou hart was ongered, het hy lewend gemaak saam met hom, en al ons misdade vergewe. Dis die nuwe lewe in Christus. Romeine 5 vers 12, wat sê Paulus, wat daarna verduidelik van die geestelike dood in die mensdom, arm in die sonde en dies meer. Hy sê, daarom soos deur een mens sonde in die wêreld ingekom het, en die sonde en die dood deur een mens, Jesus Christus, wat vir ons opgestaan het. Dan gaan hy aan en dan praat hy van die bruid van Christus. Hoe lyk die bruid vandag, ouens? As jy deel is van die bruid, waar klas jy jouself? Praat jy soos die bruid? Waar jy beweeg, kan hulle die bruid sien. Het jy al gesien op 'n troue? Jy is die mooiste deel van 'n troue is net tot voor die party begin. Sê vir my is jy so nie, sê vir my ek jok. Kyk, as daai musiek begin, dan val die ding plat. Daai bruid is so statig. En die man kyk met oë soos Jesus kyk, ou broer. En dan 11:15. As ek en jy die bruid is, en hy kom terug vir sy bruid. Kom nou. So ek wil nie 'n lang storie hiervan maak nie. Die lang en die kort van hierdie storie is, vir my, kom ons dien die Here. Ek gaan vir julle gou hierdie ding wys. Dan gaan ek vir ons afsluit. Kyk gou net hier. Hy wil net 'n kans gee om daar te kanale te skuif. Geef my iets op gee as jy reg is. At times we will fill up our entire lives with all this activity, all the family stuff and work and sports and social media, just regular day-to-day stuff that happens. And then you go, oh, I gotta go to church.
I gotta read my Bible and I gotta get my life in order. Maybe I'll talk to Jesus a little bit. Jesus, you're not fitting, Jesus. And so we just take him out because I gotta do these, and you just pick him up. And you just walk around a little bit. I just feel like something's missing. And the story of Nicodemus reminds us to put Jesus first, where he belongs. And it fits because order determines capacity for your life. He's got to be first. Okay, het julle dit gehoor? Order determines capacity for your life. Ons hardloop uit kapasiteit uit wat ons prioriteit is verkeerd. Ek wil jou nooi om vanoggend vas te maak aan die Here. As jy hom regtig lief het, men nou op om met 'n geheim te maak. Sê ek kies die Here. Ja, ek het iewers het my verhouding met die Here op 'n manier, is dit nie soos wat dit aan die begin was nie, en dit moet regkom. Jy weet, as dit in jou huwelik gebeur, is dit ouers kadouers. Nou leef julle soos vreemdelinge verby mekaar. Dan verloor jy die invloed wat jy nog het in jou huwelik ook. Sê vir my, wys my een nou wat die Here lief het, wat nie sy vrou lief het nie. Net een nou. Wys my een ou wat die Here lief het, wat nie sy kinders lief het, of hulle as prioriteit stel nie. Ons orde is verkeerd. Ons het ons kinders heel bo gestel, en dan, dit wissel partykeer, tussen ons vrou en ons kinders, hang af hoe diep ons in die moeilikheid is, praat met die manne. En dan kom die Here ook hier iewers in, en ons doen 'n paar oefeninge, en bid 'n bietjie, en gaan na 'n ding toe, of wat ook al, mannekamp, of wat ook al. Begin sommer by die Here, dien hom sommer. Dis mos nie te geestelik vir julle ouens nie. Ouens, die enigste ding wat ons 'n bestaansreg as 'n gemeente gee in hierdie omgewing, is ons liefde vir die Here. Ek is ernstig met julle as ek dit nou vra. Adrian, jy kan maar vorentoe kom, jy en jou. Anders, hoekom het ons nog 'n kerk nodig hierso? Hier is genoeg kerke. As ons nie 'n liefde het vir mekaar nie, praat van die ouens hier, vir die ouens wat verlore is nie, en vir die Here het nie. Wat is ons roeping dan hier so in Vredendal? So ek praat met die ouens wat alles reg doen, ek weet. Maar iewers in jou hart, moet jy gou vasmaak net weer. Is jy nog steeds aan die brand vir die Here? Okay? Is jy op die rots gebou? As dit nie is nie, okay, dis alright. Los nou net daai opslaan huisie, en bou 'n ding op die rots. Bou jou huwelik, jou verhouding, alles begin jy weer op die rots. En ek gaan nou vir jou bid, en ek gaan die Here vra, om jou te oortuig in jou hart van harte, dat jy minder harder probeer en bekeer, te sê, Here, vergewe my. Ek gaan jou voorgaan daarin, want ek staan ook saam met jou skuldig, as die leier van hierdie gemeente. Here, vergewe ons, en hoe ons weggedraai het, en weggedwaal het, en ons prioriteite, ander prioriteite is as u prioriteit. Here, dat u ons Here is, vergewe ons dat ons die wêreld vasgryp vir herder wees, dat ons onsself voed met nagemaakte boodskappe as eerder om van u te hoor. Here, kom maak ons net weer vas aan die hart. Ek besef net vanoggend, Here, hoe onbeskryflik groot my vergifnis is vir alles wat u my vergewe het. Hier staan ek voor 'n gemeente ook, wat in soveel opsigte my kon vryspreek. En daarom is ek so dankbaar, Here. En ek dink elkeen van ons in 'n sekere mate staan voor mekaar met dieselfde verantwoordelikheid om te sê, Here, vergewe ons. Ons draai nou terug en ons kom na u toe, die een wat lewe gee, moet asseblief nie hierdie lamp, hierdie invloed, hierdie enigste lig wat ons oor het, kom uitdoof in ons lewe nie. Maar is ons toe, Here, deur die Heilige Gees.
U juk is nie moeilik nie, want U bemagtig ons. Dis die verskil tussen vals Christene en ware Christene. Vals Christene gee voor hulle het godsaligheid. Ware Christene word bemagtig en bekragtig deur U, en daarvoor kom sê ons dankie, Here. Kom werk dit nou in en deur ons in Jesus naam. Amen. Dankie, Here. Kom ons staan en ons sing die liedjie Made for More. In Christus is ons soveel meer. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth living. I wasn't made to be tamed in the grave. I was called by name, born and raised back to life again. And I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace running my way? I know I am yours, and I was made for more. And I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. And I have a future, and it's worth living. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. And I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Hallelujah, you called out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah, you buried my past, I'm not going back. Hallelujah, you called out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah, you buried my past, I'm not going back. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. And I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Lord, and I know I am yours, and I
Ek wil die seën oor jou uitspreek en na dit wil ek jou net vinnig sê wat gaan ons planne wees vir die week, so moet asseblief nie net glip hier, luister gou eers. Kom ons bid net gou saam en ons vra die Here se seën oor elkeen van ons. Here, dankie dat U die goed sien wat ons wel reg doen. Here, gee ons nou die krag en stel ons in staat om U wil volkome te doen. Dis nie vir ons moeilik om U lief te hê nie, ons is nie lief. Ons sal ons lewe vir U gee, dis net, Here, partykeer kry ons prioriteite so deur mekaar. Kom bring U nou orde in ons lewe, Here. En dan nou hierdie gebed, Here, kom vat weg dit wat in ons lewe 'n hindernis is om U te dien. Ons gee U volkome mag om dit te doen. Kom vat weg uit ons lewe uit, wat ons verhinder om U te dien. Here, red ons siel. Gee ons die ewige lewe. Ons gaan dan uit in hierdie vrede, Here. Ek bid vir elkeen hier, Here, dat U met hulle is, sal wees, tot U weer kom. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Dit so vinnig as jy sit, nee, jy skeer die gebed, nou toe ek het bid te besef ek, wat? Vat weg alles wat tussen my en die Here staan. Ok, dit het nou gebeur. Dinsdag aand, 7 uur, daar by Vredendal, by Sultanastraat 1, het ons die Vredendal selafsluiting. Donderdag aand is dit dan die Travaal selafsluiting, waar by Ines en Darlene hulle, en vir almal wat daar betrokke is, en dan ons dankofferdiens, is nou hierdie eerskomende Sondag. Dit is nou soos ons groot afsluiting, en die crescendo van die jaar. So ons het ook 'n dankoffer, wat jy sommer net, luister, dis 'n ding tussen jou en die Here. Dis 'n spesiale offer wat jy sommer net vir die Here wil dankie sê. Nee? Wat jy opmaak in 'n pakkie wat ek al die waarde daarvan is irrelevant. Dis iets wat jy gee, soos daardie vrou wat toe Jesus regkoor kan die offerkis gesit het, toe het sy het gesaai in sy bediening. En dit was uit gehoorsaamheid gewees en om dankie te sê vir dit wat sy alles beleef het van hom. En dis wat ek wil kom sê, jy weet, daar's 'n sekere, ek wil ons die beginsel leer van rentmeesterskap. Ek wil hê jy met die graad in die sond, saad in die grond sit, dis eintlik wat ek wil hê. Vir iets spesifieks, waarvoor vertrou jy die Here in die nuwe jaar? En waarvoor sê jy dankie? Wat is die goed? As jy nou gaan sit, dis kosbaar, julle gee julle tiendes en julle kollekte, en dis crazy, dis amazing hoe die Here net vir ons voorsien in hierdie bediening, maar ek wil hê jy moet 'n spesifieke bedrag net een kant sit en sê, hierdie is net Here vir dankie vir dit. Dis iets wat jy in jou familie in gebed doen en jy sê, Here, hierdie is my dankbaarheidsoffer. R20 wil ek sê, weet jy wat, my kind het matriek gemaak. So dis die dankoffer, jy weet, jy saai wat die Here op jou hart sit, dis jou ding. Daarna het ons steikete. Net voor die steikete, so het almal julle steikkaartjies al gekry. Lyk hom so. Net daarna is die kinderkonsert, die vrug van die gees. Luister, dis die ou kleintjies. Ek het so 'n advertensietjie gemaak gisterand, gaan dit op die groepe geshare. So, ons gaan na hulle kyk. Hulle gaan so 'n poppenkas vir ons doen. Dis verskriklik oulik. So, baie dankie vir julle harte en hoe julle betrokke is by hierdie gemeente. Vir die manne, as ons nou gaan, wil ek net vra dat ons die stoele op die verhoog sit, hulle het 'n funksie in hierdie week. Gaan in sy vrede. Dankie vir alles wat julle vir ons beteken en doen. Dankie dat julle vir my nou Monica verdra. Ons is vir julle lief. Ons is amper op die einde. Bly nou net mooi tot die einde toe. Al wat ek vir julle wil vra. OK. Ons is amper daar. Seën, genade en vrede vir elkeen. Amen. Die vroue, vra Monica, moet net